Hartlike goeiemôre, baie welkom in die huis van die Here. Amen, môre. Kom jy met 'n verwagting? Amen, prys die Sonde. Prys sy naam. Halleluja, koning Jesus leef, die krag is leef. Daar sy. Amen. As ons tot rus te kom. Goed, ek gaan sommer begin. Sussie Jolandi, kom asseblief hier na vore. Sy het gister verjaar en ons het baie nie geleentheid gehad om vir haar te sing nie. So ek gaan vra dat ons almal staan. Amen, prys die Here. Baie geluk. Met jou verjaarsdag hoor. Jy mag dan baie vreugdevolle jare in Christus Jesus wees. Kom ons staan saam. Ons gaan lekker sing vir die verjaarsdag maatjie. Wees geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Jy begin. En mag die Here jou nog steeds vele jare. Goed. Ek het so 'n paar dingetjies op die hart. As ek iets uitlaat, steek iemand in die hand op en herinner my asseblief. Goed, ek gaan begin by ons uitreik die 12de Desember. Baie dankie vir almal wat gevolunteer het om 'n boksie te vul. En dit is fantasties. Die Here is so goed vir ons. Halleluja. En ons beeld dit uit deur weer uit te reik na iemand anders toe. En baie dankie. Die respons was onmiddellik. Toe Jessica en Pastor Leon die boodskap deurstuur, die mense onmiddellik het geantwoord en 'n naam gekies en dit maak ons hart warm om te weet dat die liefde van Jesus brand in ons hart. Halleluja. Alle eer aan die Here. Goed. So ons is gereed, dit is die Vrydag, 12de Desember. Hoe laat gaan ons hier by die kerk bymekaar? Ons gaan so 11:30 hier by die kerk. 12:30 kom ons hier by die gemeente bymekaar en dan ry ons saam vanaf. Okay, daar is hy 100%. Goed, dan die 13de. Okay, dan Ronel sê die busie kom daar die dag. Prys die Here, ons gaan lofliedere sing. Yes, halleluja. Goed, en dan ook die 13de Desember dan die Ronel het ook bevestig dat die busie dan vir ons afsluiting dan ook beskikbaar is. So baie dankie, Here seën vir dan julle. Baie dankie, ons waardeer. Goed, so die 13de Desember dan die Saterdag is ons by Soethoorn. En die dames en die tannies en die oumas en almal gaan reël wat se slaai hulle maak. En natuurlik was vir Dion en ek sorg vir die nagereg. Soos altyd. Daar is hy. Ek sien baie uit daarna. Dit was 'n baie lang jaar. 'n Geseënde jaar. Want Jesus is nog steeds hier. Halleluja. Goed. Ons mandjie is daar as julle daar by Checkers verbygaan en julle het 'n ekstra nie bederfbare voedsel wat ons ook kan skenk. Asseblief kom sit dit in die mandjie. Dit help altyd iemand uit wat in nood is. Baie dankie vir julle bydrae dan ook. En dan vir almal wat bydra en saai in die werk van die Here. Dit is 'n baie Dis 'n groot ding. En ons weet uit ons harte uit wil ons dankie sê vir elkeen wat bydra. Prys die Here. Dit is julle sal nie weet hoe belangrik is dit vir ons om hierdie boodskap te kan bly. Yes, Jesus. Thank you. Dit is van lewensbelang. Want sonder Jesus kan jy miskien nog lewe, maar jy kan nie sterf sonder hom. So baie dankie dat ons help om hierdie boodskap uit te dra. Goed, elke Sondagoggend 9:00 ons erediens hier by Kruisstad Familiegemeente 3 Papaverstraat, Riversdal. As jy in Meyerton omgewing bly, Bloemfontein is ook nie so ver nie. Kom saam. Kom maak die naam van die Here saam met ons. Kom staan onder die waarheid van die evangelie van Jesus Christus en wat hy aan die kruis ons gedoen het. Halleluja. Kom maak die banke vol. Kom herleef dit wat ons so het. Die vreugde om te kan sê ons is egte kinders. Halleluja, prys sy naam. Goed, Woensdag aande woordstudie 7:00 ook hier by die gemeente. En dan soos die geleentheid voordoen dan ook die jeug op Vrydag aande 7:00 hier by die gemeente.
ek glo nie daar is iets wat ek uitgelaat het nie. So ek gaan die musiekspan vra om vorentoe te kom, laat ons staan en die naam van die Here groot maak. Halleluja. Amen. Prys die Here. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Daar's nog iets. Moet jy net voor julle. Daar's nog iets. Vir die uitreik, vir julle wat nie 'n gedrukte TMP het nie. As julle swart TMP, ons gaan almal in swart wees en Antonie Ronel het vir ons iemand wat vir ons print. So weer eens baie dankie. Die koste is beloop R50 vir die print. Dit is absoluut, dit is gratis hoor. So as julle nie 'n MP het nie, praat met Antonie Ronel, bring vir jou MP en sy gaan hom dan vir ons print. Baie dankie. Baie dankie Antonie Ronel. Prys die Here. Amen. Sy dood. Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Prys die naam van die Here. Prys sy naam. Halleluja. Check 1 2, check 1 2, check 1 2, check 1 2. Check 1 2. Check 1 2, check 1 2, check 1 2. Hoe voel jy daai kant? Kan jy hoor? Check 1 2, check 1 2. Check 1 2, check 1 2. Daar sê, is hy beter? Check 1 2, check 1 2. Okay. Check 1 2 3 4. Check 1 2 3. Kom ons vat hom. Kom ons vat hom in Jesus naam. Ons maak hier iets van groot. And the burdens of my heart go away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross, there my first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross, there I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah, praise Him, hallelujah. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, He'll have for me. He bled and died to buy my body, and its deep grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can
'cause I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because we live. Hallelujah, praise sy naam. Hallelujah. God sien ons. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Daar is bloed gestort werd mij. En zo ben ik aan mijn straalsel en ik word zonder van. Daar is kracht en Jezus bloed. Halleluja. Vergissen, wonderbare missen, die dierbare bloed van die naam. Vergissen, wonderbare missen, die dierbare bloed van die naam. Hier zij die naam, hier zij die naam, en zij bloed gevuld met mij. Hij zal mij met kracht bestralen en ik zal verdoen. Daar is kracht en Jezus bloed. Verbinden, wonderbare en die dierbare bloed van die naam.
sonder my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek ooit sal verval. Daar is krag in Jesus bloed. Glory, prys die Here, halleluja. Prys sy naam, dankie Here vir die teenwoordigheid vanmôre. Prys sy naam, prys sy naam. Daar's verlang In my hand, na Jesus, daar's verlang in my hand om hom te sien. In die wêreld is sy goed, er is maar stryd en soek, daar's verlang in my hand, na hom. Daar's verlang in my hand, na Jesus, daar's verlang in my hand om hom te sien. In die wêreld is sy goed, er is maar stryd en soek, daar's verlang in my hand, na hom. Daar's verlang in my hand, na Jesus, daar's verlang in my hand om hom te sien. In die wêreld is sy goed, er is maar stryd en soek, daar's verlang in my hand, na hom. Halleluja, wat 'n groot blydskap, halleluja. Is daar in ons Jesus. Gaan jy die fan aansit? Prys die Here. Halleluja. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Jesus, halleluja. Prys sy wonderlike naam, halleluja. Kom ek sê vir julle vanmôre, toe die kinders van Israel uit Egipte gekom het, het hulle nie so uitgegaan. Hulle het al dansend uitgekom. Prys die Here, kom ons sing daai koortjie weer saam. Die liefde van Jesus
is wonderbaar. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Halleluja, ons gee die Here al die lof en die eer. O, sy teenwoordigheid is tasbaar verhoore. Here Vader, ek kom na U toe in die wonderlike kosbare naam van Jesus. Here, ek wil bid, Vader, dat U deur die Gees, Here, van sitplek tot sitplek sal beweeg, Here, dat U elke verwagtinge sal oortref, my God. Here, ons is hier met 'n verwagting vanmôre. Here, ons loof en ons prys U naam. Here, mag U doen ver bo wat ons kan bid of dink, Here. Here, mag U losmaak, Here, die wat losmaking soek, Here. Here, mag U genees, die wat genesing soek, Here. Here, die wat vasgevang is, Here, mag U kettinge breek in die naam van Jesus. Here, wat daar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek in hulle midde. Here, ons weet U is hier vanmôre en ons gee al die lof en die eer en die aanbidding wat U toekom in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Julle sitplek neem. O, prys sy lieflike naam. Halleluja. Prys die naam van Jesus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre vir my om saam met julle weer eens in die woord te kan wees. Halleluja. Halleluja. Elke keer wanneer ons hierdie kansel benader, is dit 'n groot voorreg en dit is ook 'n groot verantwoordelikheid. Halleluja. Is 'n groot verantwoordelikheid, geliefde broer en sussie, om die kansel te nader. O, met die vrees van die Here moet ons hierdie kansel nader. En soos die dae naby kom, soos ons sien dat die dae al hoe boser word, geliefde broer en sussie, het 'n goeie nuus vir jou. Halleluja, die geregtigheid van God sal die kinders van die Here laat skyn tot eer en verheerliking van sy naam. Prys sy lieflike naam. Julle kan vir my julle Bybels oopmaak, Lukas 14. Lukas 14. En ons begin by die 25ste vers. Lukas 14 vers 25. Prys die Here. Halleluja. Prys die lieflike naam van Jesus. Is jy opgewonde vanmôre om in die huis van die Here te wees? Halleluja. Is jy opgewonde, halleluja, oor dit wat die Here vanmôre vir ieder en elk gaan doen? Halleluja. God is always at work. Even if you do not think He's working, He's working. He's working, He's working, He's working. Prys die naam van die Here. Het jy julle plek, Lukas hoofstuk 14. Die tema van vanmôre se boodskap is die koste van disippelskap. Die pad van die kruis. Die koste van disippelskap. Die pad van die kruis. Geliefdes, vanmôre gee die Here vir my hierdie: we do not follow the masses, we follow Christ and those who follow suit. We do not follow the masses, but we follow Christ and those who follow suit. Ons volg Christus Jesus
En die wat Christus Jesus volg, is dit wat ons volg. Die mens is geneig om te soek na die bevrediging van die vlees, en baie sal navolg wat die vlees en self wil oplig. Hulle sal predikers versamel, wat vir hulle gelukkig sal hou in die vlees, gemaklik sal hou in 'n lewe van sonde en ongeregtigheid. Godsdienstig, vroom, groen van buite, maar van binne geen krag tot vrug nie. As jy gedink het, geliefde broer en sussie, die boodskap van die kruis, die evangelie van genade is daar om jou gemaklik te hou, sonder ywer, sonder toewyding en krag, verstaan jy nog nie wat dit behels nie. Want as jy sterf, lewe Christus. Wanneer ek gekruisig is saam met Christus, is dit waar sy lewe in my hart voortgesit word. En laat dit duidelik word vir elkeen hier vanmôre, dat net 'n roem in die kruis van Christus alleen sal die dood tot die vlees en die sondige natuur tot gevolg hê, en laat ek dit duidelik maak, niks anders nie. Die oplossing vir jou as 'n kind van die Here om 'n ware disipel van Jesus te wees, gaan die kruis van Christus die enigste manier wees wat ons ooit vir Christus kan volg. Ons sien hier in vers 25, 'n groot menigte het saam met Jesus gegaan. 'n groot menigte het saam met Jesus gegaan. En geliefdes, hy het hom omgedraai. Hy het hom omgedraai. En ek wil 'n voorbeeld maak, geliefde broer en sussie. Want toe ek die boodskap voorberei, is dit die Here wat hierdie vir my persoonlik kom maak. En soos julle al bewus is, het ons die voorreg gehad om so 'n paar keer 'n bietjie te gaan stap. Die koppies te gaan uitklouter. En die laaste keer toe ons gaan, wil ons ietsie meer sien. Ons wil ietsie beter sien, want hulle het vir ons gesê, daar is iets pragtigs daar, en ons loop toe en tot ons, as ek sê tot ons bitter spyt nie, maar tot ons moegheid. En uitgeput, toe het ons die verste pad rondom gevat. Toe loop ons rondom tussen deur die hele park. Nou ons het gedink 8 kilos is baie. Maar toe ons die sien, dis so 12,5 kilos wat ons gestap het. Maar daar het indrukwekkend baie dinge gebeur, wat die Here net flitse tot my bring, geliefde broer en sussie. Terwyl ons daai pad vat, daai lang pad vat, geliefdes, is daar ander metgeselle wat moeg geword het. Daar's ander metgeselle wat gesit het en sê hulle kan nie meer. Daar was ander wat moed opgegee het. Daar was ander wat gesê het, ons my gaan julle voor en ek kan nie meer opstaan, ek kan nie meer tree, verder loop nie. En soos ons saam met hierdie mense gestap het, was daar weer 'n vroukie met haar 2 jong kindertjies, wat ook saam met ons gevolg het, en hulle het gesê, jong, ons kan nie glo die pad is so lank nie. En hulle het nie genoeg same water gebring, ons as deel van hulle. Hulle het nie genoeg same voeding gebring nie, en die Here so met ons gedeel om met hulle te deel, geliefde broer en sussie. En hierdie vroukie en haar 2 kinders daar alleen in die veld, kom nou saam met ons hierdie pad loop, en kom saam met ons hierdeur gaan. Kom herinner my die Here aan my, dit is wat hierdie pad wat ons loop. Ek soos Boetie Andries tereglik vanmôre gesê, hier is die pad van maanskyn en rose nie. Die Here het ons hier 'n pad van maanskyn en rose beloof nie, maar hy wel beloof dat hy saam met ons sal deurgaan, dat hy ons sal deurdra, en dat hy ons sal onderhou totdat hy kom. Amen. En ons stap saam, en ons op die ou en dit langer gevat, en was dit swaar, maar dit was die moeite werd, geliefde broer en sussie. Alles wat jy prys gee in hierdie lewe, is die moeite werd. Is die moeite werd.
Dis die moeite werd. Dis die moeite werd om Jesus te kies. Dis die moeite werd om hom na te volg. Geliefde, ek wil hê dat jy jouself voorstel vanmôre. Jy op 'n persoonlike vlak, die Here draai homself om en kyk jou stip in die oë. En hy sê hierdie woorde. Hy sê hierdie belangrike woorde. Ek het net 'n geleentheid. En hy sê hierdie belangrike woorde. Ek net weer daar op my plek. En hy sê hierdie belangrike woorde, geliefde mense. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy suster, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Ek lees van die 25ste vers alweer. En 'n groot menigte het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, verbeel jou, die Here draai hom om. Kyk jou stip in die oë en hy sê hierdie woorde vir jou. Is jy sy disipel vanmôre? En hy sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy suster, ja selfs ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Ons liefde vir hom moet soveel groter wees as die liefde vir ons familie en ons vriende. Die woord haat beteken nie letterlik haat nie, maar eerder in die sin van Christus Jesus sal voorkeur kry bo alles. Dat Christus Jesus en die werk van geregtigheid en 'n kind van die Here sal voorkeur kry buiten alle anders. Disipelskap vra dat Jesus nie 'n deel van ons lewe moet wees nie, maar die middelpunt daarvan moet wees. Jesus is nie net deel van ons lewe nie, geliefdes, kan ek vir jou sê, hy is nie deel van jou lewe nie, hy is jou lewe. Hy is nie net 'n deel of 'n aanplaksel tot jou lewe nie, hy is jou lewe. Ons nooi Jesus in en hy stap saam ons nie, ons sterf in hom en volg hom in hierdie weg van geregtigheid. Ek het iemand gehoor sê, hy sê daar is een van hierdie Christelike bumperstickers. En daar op daai bumpersticker staan, Jesus is my co-pilot. Jesus is not your co-pilot. He is the pilot. Amen. You better give him the wheel, or you're going to total that car. You better give him the wheel, or you're going to total that car. He's not your co-pilot. He is the pilot. And he's the Lord of Lords, the King of Kings, the fairest of 10,000s, the bright and morning star. Jesus Christus, jou verlosser. Halleluja. Jesus sê nie, jy moet jou familie afskryf en verlaat nie. Hy vra dat jy hom bo alles moet lief hê. Wanneer hy eerste en ere plek kry in jou hart en in jou lewe, val alles in die regte plek en in orde soos dit moet wees. Wanneer ek die geregtigheid van God en sy koninkryk soek, dan sal al hierdie dinge vir my bygevoeg word. Maar waar dit disipelskap vereis dat Christus top prioriteit in jou lewe sal wees. Baie kere wonder ons hoekom dinge nie reg binne ons familie lyk nie. Die Here wag dalk net vir jou hele hart in oorgawe tot hom.
Because if one is saved in a family, it will make a whole lot of difference. Because if one is saved in a family, it will make a lot of difference. Dalk volg ons hulle meer as wat ons Jesus volg. Dalk volg ons en ons het hulle meer lief as wat ons Jesus lief het. Vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Die kruis simboliseer selfverloning, om te sterf aan eie wil, eie vermoë, eie krag en selfgeregtigheid. Om jou kruis te dra beteken om elke dag, oomblik vir oomblik weer opnuut jou geloof te plaas in Christus Jesus en wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. Ons hoor van disipelskap kursusse, maar niemand kan ooit 'n ware disipelskap ken behalwe deur die kennis van die boodskap van die kruis nie. Ek kan jou nie disipuleer as ek jou nie die genade van God wys nie, want ek gaan jou nie kan disipuleer nie. Ek gaan jou nie 'n disipel kan maak nie. Gaan dan heen, maak disipels van alle nasies. Dis 'n opdrag van die Here, geliefde broer en sussie. Dis maklik om te sê, weet jy wat, ek praat met hierdie en ek praat met hierdie en jy moet 'n disipel maak, geliefde broer en sussie. 'n Disipel is iemand wat alles agtergelaat het. Hy het Jesus Christus as sy verlosser aangeneem. Hy het die dinge van die wêreld eenkant geskuif. Hy het 'n liefde vir God en ontdek wat hy nooit in sy lewe kon beskryf nie. En hy kies alle ander eenkant en hy volg Jesus. Halleluja. Ongeag die druk wat van voor af kom, ongeag die druk wat van die kante afkom, sy oë is gefokus op Christus Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Partykeer, nee, geliefde moet eens te sien, as jy bang is vir mense, dis 'n vrees. Dis 'n gees van vrees. Jy's bang om vir mense te sê wat die woord van die Here sê, omdat jy bang is wat hulle reaksie gaan wees. Dis 'n liefde vir self. Jy het jouself so lief dat jy jou weghou van enige moeilikheid wat jy sou kan veroorsaak. Want die Here het ons gesê, hy het die swaard gebring en nie die vrede nie. Jy is nog in die vlees. En hoe dikwels val ons nie ouder nie. As ons nie kan staan vir die geregtigheid van God nie, en ons kan nie eers hierdie eerste beginsels toepas nie, geliefde broer en sussie, kan jy nie 'n disipel van Jesus wees nie. Jy sal mense behaar wees, voor jy 'n behaar van God sal wees. Dis wat die belangrikheid van die kruis is. Sonder die kruis is daar geen disipelskap nie, maar net godsdienstige aktiwiteite. Net godsdienstige aktiwiteite. Die kruis is nie net 'n versiering of 'n embleem of 'n slagspreuk nie. Geliefdes, ek het nuus vir jou, dis 'n lewe wat jy leef. Die gekruisigde lewe is die lewe wat jy leef. As 'n kind van God is die gekruisigde lewe die lewe wat jy moet leef. Vir Christus Jesus om totaliteit beheer van jou lewe te hê, vir jou om 'n oorgawe te wees aan God, vir die Gees van God om jou te dryf, geliefde broer en sussie, om te sê, wag, moenie dit sê nie, sê net op die regte tyd, geliefde broer en sussie, is ons nog ingestel tot die Heilige Gees, of laat ons toe dat die vlees en godsdienstigheid ons bluf. Dit het tyd gekom, geliefde broer en sussie, dat daar ware disipelskap toegepas word. Want dis wat die Here verlang van ek en van jou. Elke oomblik met die woorde, Here, nie my wil nie, maar U wil. Vers 28, want wie van julle wat 'n doring wil bou, gaan eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fundament
gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie. Alles wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot nie. Jesus wys om hom te volg is nie iets lesinnig nie. Daar is op 'n kind van die Here 'n identiteit geplaas en dis Christus Jesus en die lewe in hom. Daar is iets wat ons moet uitdra, geliefde broer en sussie. Daar is iets wat die mense moet sien daar buite. Hulle moet sien dat jy is anderste. Hulle moet die liefde van die Here sien borrel in jou binneste. Hulle moet dit sien wat Christus in en deur jou voortbring. Hulle moet die krag en die salwing van die Here ervaar. En net wanneer ons kom kerk toe te gaan nie, maar in die tye waar dit onmoontlik is om vrug te dra, wil God vrug sien. Wil hy sien, wil hy sien, wil hy sien. Hy soek vrug, want dis die wil van God dat jy sal vrug dra. Maar baie uit die boom van goedkennis en kwaad as vrug gereken, geliefde broer en sussie. Die boom van goedkennis is nie die vrug van geregtigheid nie. Die vrug van die geregtigheid is 'n werk van die Heilige Gees, soos my hart in geloof en geregtigheid geanker is. Jy moet weet en reken dat hierdie pad 'n pad is van volharding, 'n pad van geloof is, 'n pad van oorgawe. Baie begin goed, maar sonder die vaste fondasie van die geloof in Christus Jesus en wat hy gedoen het, sal daar halfpad gestop word. Geliefde broer en sussie, sal halfpad gestop word. Moenie net begin bou nie, maar voltooi dit. Moenie net begin bou nie, maar voltooi dit. Geliefde broer en sussie, die Here het elkeen van ons toe vertrou met hierdie wonderlike kosbare parel, hierdie wonderlike gawe, hierdie wonderlike tasbare teenwoordigheid van Christus in jou hart en in jou lewe het hy jou mee toe vertrou. Jy's 'n draer van Christus. Jy versprei sy lieflike geur oral waar jy kom, geliefde broer en sussie. Dit is wat ons moet doen, geliefde broer en sussie. Ons moet Christus leef en hy kan alleenlik geleef word as ek sterf, halleluja. Wanneer ek gekruisig is saam met hom en ek nie meer leef nie, dan is Christus tevoorskyn in my lewe. Dat ek vir jou vanmôre sê, hoeveel keer is jy in die vlees of hoeveel keer is jy in die gees? Hoeveel keer word jy na die vlees en die begeerlikhede daarvoor gelei of word jy na die gees gelei? Amen. Jou geloof moet tot aan die einde vas geanker bly in Christus Jesus en wat hy gedoen het. Geliefdes, dis 'n geestelike stryd. Vers 31, of watter koning wat optrek teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers en sit en beraadslag of hy in staat is om met die 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom aanstaan nie. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en bose magte in die lig, geliefde broer en sussie. Ons stryd is tussen die vlees en die gees, 'n innerlike wroging wat net deur die kruis tot oorwinning gebring kan word. Jou eie krag, jou eie vermoë sal nooit die fort hou nie, maar deur Christus en wat hy gedoen het aan die kruis het daar vir ons oorwinning gekom deur sy kosbare bloed. Ons veg hierdie geveg uit 'n posisie, uit 'n oorwinnaarshoek, geliefde broer en sussie. Want toe hy gesê het, dit is volbring, het die oorwinning daar vir jou en vir my gekom. En die oorwinning is in dit wat hy vir ons gedoen het, in ons geloof en vertroue in daardie voltooide werk. So dit wat voor lê vir ons as 'n gemeente, dit wat voor lê vir jou as 'n individu, is net die mooiste wat voor lê.
Maar dit gaan vir jou kos, geliefde broer en sussie. Dit gaan jou eie lewe kos om selfverloning toe te pas, geliefde broer en sussie. Om die dinge neer te lê van hierdie wêreld en om Christus Jesus te volg. Halleluja. Dis die moeite werd. Dis deur die moeite werd. Dis die moeite werd, ek sê vir jou, om Jesus Christus te volg. Ek gee nie om wie aan een kant en kom in hierdie boodskap van die kruis. Kom ek sê vir jou nou, ek preek die boodskap van Christus Jesus en wat hy gedoen het. Ek gee nie om wie jy mag wees nie. Jy kan jou doktrine so hoog stapel, maar ek kan nou vir jou sê dat ek is hier om vir jou te sê dat ek preek Jesus Christus en hom as gekruisigde Jesus Christus en hom as gekruisigde Christus Here. Want daar is oorwinning in sy bloed. Halleluja, daar is krag in sy naam. Mag die Here vir ons hou in hierdie waarheid van die kruis, sodat ons die oorwinning van Christus sal beleef in ons eie hart en in ons eie lewe. Halleluja. Dit wat vir ons voor lê is soveel mooier as wat ons ooit gedink het, geliefde broer en sussie. Maar sodra die Here sê kom, laat ons gaan, is dit al sê nee, ons wil nog vashou aan hierdie. Ek wil nog hierdie weer lief hê, want ek wil agter hierdie aangaan, geliefde broer en sussie. Jesus is die een wat die bande kan breek van mense wat hou vas op jou het. In die naam van Jesus bid ek dat hy elke mag sal breek. Elke een wat hou vas op jou wil hê, in die naam van Jesus, dat hy dit sal breek in Jesus kosbare naam. Kry jou geloof en hart vas aan Jesus en sien wat hy kan doen. Halleluja. En ek gaan vir jou waarborg, die uiteinde daarvan is soveel soeter as wat dit sou gewees het om in jou vlees gemaklik te wees. Halleluja, prys sy lieflike naam. Ons veg nie vir oorwinning nie. Ons het die oorwinning. Kom op die plek waar jy die oorwinning ervaar en beleef. Ons wapen is die geloof. Ons krag is die Gees en die fondasie is Jesus Christus en wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Vers 33, geliefde broer, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Geliefde broer en sussie, wat het jy meer lief? Wat is vir jou meer belangriker as Christus Jesus? Jesus sê, jy moet ontslaan raak van al jou goed nie. Maar hy sê, jy moet jou hart en jou vertroue en jou geloof af van elke sekondêre ding af. En jy moet dit op hom kry. Jy moet dit op hom kry. Jou sekuriteit moet in Christus Jesus wees. Die duiwel sal altyd probeer vrees in jou kweek om te sê, wat as ek hierdie besluit vir Jesus maak? Of ek sluit dit af in my lewe? Wat sal gebeur? Wat sal vir my word? Jy sien, geliefde broer, as jy kom ek verduidelik vir die duiwel is 'n slinkse vyand. Hy's 'n leenaar van die begin af. Hy kom met 'n slinkse plannetjie. Hy weet wat doen hy. Hy het 'n strikkie wat mooi lyk, 'n boksietjie wat mooi lyk. Sy planne bly dieselfde, maar sy pakkies verander net oor jare. En hy werk met 'n slinkse plan. Hy kom as 'n engel van die lig in die eerste plek. Dan, as hy jou vertroue gewen het, dan kry hy jou waarop jy op 'n plek is waar jy geen ander kant meer kan kyk nie. Want alles het jou so omring. En jy weet nie, as ek nou hierdie toelaat, of as ek nou hierdie ding gaan sê, of as ek nou hierdie ding gaan doen, dan gaan my hele lewe uitmekaar val. Hy lieg. Jou lewe gaan nie uitmekaar val as jy Jesus kies nie. Maar die Here gaan dinge verwyder in jou lewe, wat daar in die eerste plek nie moes gewees het nie. Hy gaan vir jou optel, halleluja. Hy gaan vir jou optel, geliefde broer en sussie.
en hy gaan vir jou losmaak in die naam van Jesus. Halleluja, hy is by magte om te doen ver, maar wat jy kan bid of dink, halleluja, al dink jy wat gaan vir my word, Jesus Christus kyk na sy kinders, hy kyk en hy onderhou en hy sal vir jou deurdra, deur elke toets, deur elke stryd, geliefde, moet jy sussie, vertrou jy net op hom, sit jou geloof net in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Jou sekuriteit moet in hom wees, nie in geld nie, nie in jou status nie, nie in jou vleeslike gemak nie. Baie sê, as ek maar net kon dit doen, of ek kan maar net dit bereik, dan sal ek gelukkig wees, as ek maar net 'n lang vakansie kan vat, of as ek maar net kan wegbreek van alles af, dan sal ek okay wees, as ek maar net kennis of geleerdheid kon hê, sal ek soveel bereik het. Nee, as jy geestelik moeg is, gaan jy na 'n lang vakansie arm terugkom. As jy verrenoveer is, dan gaan jy nie gevul word nie, want daar's net een wat jou kan vul. Sy naam is Jesus, halleluja, die soetroos van Saron, die blindmore ster, die eerste en die laaste, halleluja. Prys sy lieflike naam. Halleluja. Ware disipelskap is nie wat jy het nie, is wie jy het en wie jou het. Halleluja. He's got me and I got him, hallelujah, and that is all I need. Jesus, Jesus, Jesus is all I need. Give me Jesus, you can take the whole world, but give me Jesus, hallelujah. Prys sy lieflike naam. As daar tussen jou en die Here staan, as daar iets tussen jou en die Here staan, mag die Gees van die Here vir jou wys. Wat is daar wat tussen jou en hom staan? Kom ek sê vir jou geliefde boetieses, die grootste hindernis in die werk van die Here is jou vlees. Jy self is die een wat niemand gaan jou dwing om iets te doen wat jy nie doen nie, jy neem die keuse. Dis hoekom ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie. Jesus vra 'n gewillige en gehoorsame hart, wat in nederigheid leeggemaak word van self, sodat hy jou kan vul en jy kan vol word van hom. Minder van my en meer van hom nie. Niks van my nie en alles van hom. Dis die ideale en dis beskikbaar deur jou geloof in wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Vers 34, die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die asook nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Sout simboliseer die invloed, suiwerhede, bewarende krag van die Heilige Gees. Wanneer ons geloof nie van harte in die kruis van Christus geplaas word nie, verloor die sout sy smaak, verloor ons smaak. 'n pastoor het eendag gesê, hy sê, as jy gebrand het vir die Here toe jy tot bekering gekom het, 20 jaar along the line, you should be on fire for the Lord. You should be on fire for him. En ek het niks vir jou. Geen herlewing sonder die kruis nie. Amen. Almal rondom jou kan nie herlewing ervaar nie.
Maar as jou geloof van harte in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, kan jy, halleluja, Jesus Christus oorkruis in die midde van omstandighede. Jy kan daai sout wees, halleluja. Jy kan daai smaak gee aan hierdie smaaklose wêreld. Jy kan 'n lig wees wat op 'n berg is wat Christus Jesus skyn, halleluja, sodat die lig van die wêreld, halleluja, almal kan verlig, halleluja, deur die woord van sy krag, deur dit wat in en deur jou lewe gedoen word, geliefde broeder en sussie. Die Here praat met ons, die Here praat met ons. Ware disipelskap kos alles. Kos alles. Maar gee ook alles wat in Christus Jesus is. Want hy wie sy wat sy lewe wil win, sal dit verloor. Maar hy wie sy lewe verloor vir my ook wil, sal dit wen. As Jesus sê kom, wat hou jou terug? As Jesus sê kom, volg my, wat hou jou terug? Hierdie boodskap van genade, hierdie werking van God, wat so kragtig is in 'n mens se lewe, kan dit netjie vir jou sê waar jou geloof is. Want geloof is nie iets wat stil staan nie. Geloof is 'n werkwoord. En as daar enige iemand is wat in en deur jou wil lewe, want daar is soveel mense wat verlore gaan. Daar is soveel ongeregtigheid wat gesaai word. Daar is soveel dinge wat gebeur. En as daar enige iemand is wat wil hê dat jy vir hom moet lewe met alles, is dit Jesus. Wat weerhou jou om te sê, "Hi Lord, it's you, only you, it's the flesh." En onthou wat die Here met ons gepraat het, die vlees in 'n kind van die Here se lewe is die gevaarlikste. Want hy's geleer om godsdienstig op te tree. En geliefde broeder en sussie, jy kan godsdienstig optree, maar sonder die krag, die salwing van die Heilige Gees op jou lewe, is dit sout wat verslaan het. Jy kan beraadslag, hoe gaan ons hierdie ding doen? Jy kan die koste bereken, kom ek sê vir jou in jou eie krag, gaan jy dit nie doen nie. Jy gaan nie dit doen nie. Dis deur die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Wat het die kruis daarmee uit te baie? Hoe is die kruis die krag van God, maar die Heilige Gees is die krag van God, kan ek vir jou sê. Die Heilige Gees kan alles doen wat hy doen, maar hy kan dit doen alleenlik as jy hom toelating gee. Dis wanneer jou vlees gekruisig is, want 'n dooie man kan nie praat nie, 'n dooie man kan nie roer nie, want Jesus Christus wil roer. Hy wil jou lei, hy wil jou lewe beheer, nie jouself nie. Ek wil weer gaan na 32 toe. Anders stuur hy 'n gesandskap as die ander een tog ver is en vra vredesvoorwaardes. Jy kan nie vrede maak met die vlees nie. Jy kan nie vrede maak met iemand wat nie met die vrede van die Here kom nie. Hy kan met 'n vrede kom, maar as dit nie die vrede is van dit wat Jesus bewerkstellig het aan die kruis nie, is dit nie die vrede van God nie. Enige leerstelling, enige preek wat jy ook, enige iemand wat jou wil wegvat van hierdie af. Geliefde broeder en sussie, ek het 'n voetnoot hier, eintlik 'n cross reference hier.
Nou wil ek net kyk, want ek net kyk, Deuteronomium 13 vers 6 tot 8. Jy kan dit onderstreep en jy kan dit gaan naslaan en jy kan dit gaan lees. As enige van jou familielede of enige van jou huis vir jou wegvat, van die Here af, gaan kyk wat het daar gesê. Hulle moet doodgemaak word. Geliefde broers en susters, daai was dit woorde dood. Jesus Christus bestempel die ernstigheid van jou geestelike toestand as dinge toegelaat word wat nie volgens God se woord is nie in jou eie lewe, net om die vrede te bewaar. Ons gaan nou niks sê iemand anders nie. Daar's 'n tyd om stil te wees. Daar's 'n tyd om te praat. Maar ek dink meeste van die tye is ons te stil, want ons is te bang iemand sê iets. Want dan gaan hulle nie baie van my hou. Of dan gaan hulle nie meer kerk toe. Of dan gaan hulle nie meer offergawes en tiendes gee. Geliefde broers en susters, ons eie lewe voor God, het jy daai kosteberekening gedoen, toe jy jou hart vir die Here gegee het. Het jy geweet waarvoor jy jou inlaat? Toe jy gesê, ja, Jesus, ek sal jou volg. Toe jy 'n besluit gemaak het vir hom. Geliefdes, daar is 'n manier deur die Gees beweeg. En daar is 'n manier wat 'n mens in die vlees beweeg. Jy kan iemand oopsny en afslag met die woord. Dit gaan daai man nie genesing bring nie. Maar jy kan die woorde van die lewe praat. En jy kan toelaat dat die Gees van God die verskil maak. Er is baie mense wat afgaan op mense, wat mense verkleineer, wat mense voor 'n vuurpeloton trek. En net geweer sloot op geweer sloot op geweer sloot afslaan. Geliefde broers en susters, daar is tyd om te sê, dit is wat die woord van die Here sê, maar om 'n mens uit mekaar uit te skeer, en 'n mens te beledig, en 'n mens sleg te behandel, dan moet jy 2 keer dink, is dit die Here of is dit ek? Maar glo vir my vandag, dat 'n lewe van heiligheid is wat God verlang. 'n lewe van geregtigheid is wat die Here verlang. Want dieselfde nou weg wat jou in Christus gekry het, is dieselfde nouheid van hierdie pad wat hy met jou loop. En hoe meer jy hierdie pad saam met hom loop, hoe meer begin jy agterkom dat mense wil nie hierdie pad loop nie, jou eie vlees wil nie hierdie pad loop nie. En dan moet jy die nederigheid toepas en die gestrektheid toepas om te sê, Lord, I can't. This is not of you. I know you paid the price on Calvary. Jy het vir my dit gebetaal op Golgotha, sodat ek die oorwinning in jou kan beleef. En die Here sal doen wat hy alleen kan doen in jou hart en in jou lewe. Glo jy vir my vanmôre? Elke alles wat 'n teenkanting is, in die naam van Jesus, sal dit nie stand hou. Net die Here kan jou lewe omkeer tot eer en verheerliking van sy naam. Die Here sal vir jou wys, waar's dinge wat jy 'n sondaar weet, as hy sonde doen. Hy weet dit. En die Here gaan vir jou wys. En geliefde broers en susters, mag die Heilige Gees dit vir jou so maklik maak, dat jy nie meer weet wat te kan doen nie. Mag die Heilige Gees vir jou gaan werk, en jou wys wat kom word. En wonder hoeveel keer
het ons nie sy hand. Hy los nie ons hand. Dit is jammer. Jy los sy hand. En jy gaan weg, en jy raak verdwaal, en jy raak verstrekel. En dan weet ek vir jou baie goeietjies, hy los nie geweerig. En hy kom vir jou. So dan baie goeietjies. Hierdie genade van die Here is groot. Maar geliefde beteken ons gaan moet self neerlê by die voet van die kruis vir ware disipelskap om toegepas te word in jou lewe. Want 'n disipelskap is 'n leerling. Jy kan nie eers van Christus leer as jy nie jou kruis opneem. Die Bybel praat nie van 'n daaglikse opstanding, hy praat van wat? Hy praat van 'n daaglikse kruis opneem. Sodat jy in die opstanding saam met Jesus kan lewe. So al julle vyande van die kruis, kom in berou en belydenis en bekering. Amen. Bekering is vir kerkmense ook. Want soms raak ons die pad byster. En ek is een van hulle. Soms bevind ons meer in die vlees as wat ons in die gees bevind. En geliefdes, dis die Here wat hierdie woord vir ek en vir jou gee. Kom ek sê vir jou vandag, ek gaan dit met 'n ernstige hart sê. Met 'n ernstige hart. Ek is baie lief vir elkeen van julle. Dis met 'n ernstige hart. Die Here het vir ons hier geplaas. Om sy werk voor te sit. Maar dis die mense werk nie. Dis die werk van die Here. En dit wat hy gee, moet daar gehoorsaam en toegepas word, voordat daar meer gegee kan word. Want as ek jou eers kan vertrou met die kleiner dinge nie, hoe wil jy hê ek moet jou vertrou met groter dinge? Die Here bepraat met ons as 'n gemeente. Praat met my. Baie mense dink hulle dien al jare nie hierdie pad saam met die Here. Dien al lank die Here. Maar sonder 'n kennis van die boodskap van die kruis vir jou alledaagse geloofsobjektief, is there so many wasted years. So baie gebrokenheid en trane wat gestort is, wat ongebly het. Soos Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek nie uit na die dinge wat voor my is. Om die prys van die hoë roeping in Christus te verkry. Geliefde Boeteus, ons kyk nie terug nie. Ons kyk vorentoe. En mag die Here met elkeen van ons werk. Geliefdes, dis net jou oorgawe. Here, wat is dit? Dis jy. Kom in berou en belydenis voor die Here en stort jou hart uit in geloof in dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. En begin Christus soek. En dit wat hy vir jou gedoen het, sy geregtigheid en sy koninkryk. Die koninkryk van God beteken sy heerskappy in jou hart en in jou lewe. Dis die koninkryk. En geregtigheid waar sonder daai heerskappy nie kan wees nie. Want daar's net plek vir een iemand op jou hart. Dis of die sonde tot die dood, of genade deur geregtigheid. Dis Christus Jesus wat in genade heers oor die hart in jou lewe. Dis nie, daar's net plek vir een. Ons sê met die lippe. En ons het so baie nie. Jy hoor woorde, jy sê woorde, maar dit word nie uitgevoer nie. En dit herinner ons nog Romeine 7 wat Paulus van praat. Ons nog onderwerp. Ons moet in die geloof kom.
What is the reason you are not following Christ? Because your heart is not yielded to the truth of Calvary. Myne, as ek nie my geloof oomblik vir oomblik in daai voltooide werk sit, net so vinnig as ek in die vlees. Ek kan keuses maak in my impulsiwiteit, wat gaan veroorsaak groot skade, want hy wie na die vlees saai, sal verderf maak. Maar hy wat na die gees saai, sal ewige lewe maak. The Lord is building the house. He is building the tower. He is our mighty fortress and that mighty tower. Kom ons staan saam, geliefdes, ons bid. Ek bid en vertrou dat die Here met elkeen van ons gesels het. En weet jy wat? Dis ons eie ongehoorsaamheid. Dis ons eie ongehoorsaamheid. Kom ek maak dit duidelik vir jou. Jy in jou vlees kan niks doen wat wel behaaglik is voor God nie. Al het dit 'n godsdienstige vroomheid voor. Dit word nie aanvaar nie. Nou wil ek dit vir jou duidelik maak. Dat die gehoorsaamheid wat God van jou verlang, is jou gehoorsaamheid aan die voorbeeld van die leer van harte. Romeine 6 vers 17. So Lord, I don't see that obedience. Jou hart moet in geloof en vertroue uitreik tot die Here. En hier het ons 'n liedjie gesing, daar is 'n verlange in my hart na Jesus. Mooi. Ek vra jou die vraag. Is daar 'n verlange in jou hart dat hy heers? En hoe erg soek jy dit? Hoe erg soek jy dit dat die Here Jesus die volgende stappe in jou lewe maak? Hoe erg soek jy dit dat die Here Jesus die leiding deur sy gees en salwing in jou lewe is? Hoe erg soek jy dit? Hoe erg soek jy dit? Die Here kyk na jou hart. Dit waaraan jy vasklou wat nie van die Here is, mag die Here, o Here Jesus, help ons. Mag ons dit neerlê by die voet van die kruis en die kragtevolle werking van die Heilige Gees dit afbreek in Jesus naam. Mag hy losmaak wat moet losgemaak. Mag hy inbring wat ingebring. Partykeer dan verlaat mense jou. Dis 'n bittere seer, dis 'n bitter hartseer. Maar geliefde broer en sussie, die Here het gesê, kom en volg my. Volg nie mense nie, ons volg Jesus. En ons volg die wat Christus Jesus volg. Halleluja. Mag die Here daai vasbeslotenheid in ons eie harte bring. Ek kan vir jou raak. Ek jok nie vir julle. Ek kan vir jou raak, ek sien dit in my eie lewe, geliefde broer en sussie. Ek sien dit in my eie lewe. When I want it the most, when I cry those desperate tears from the heart and say, Lord, you and only you, please Jesus, send them, Lord, that I can tell them this gospel. Lord, send them, Jesus, to me, that I can show them you. Lord, show them, en ek kan vir jou nou sê, dat die Heilige Gees al krale in 'n lyn gesit. Dit is van die oggend af tot die môre, dan kom die mense, halleluja, en die woorde van lewe vloei vanuit ons binneste. Dis wat ons nodig het, geliefde broer en sussie. Ons het 'n beweging en 'n krag van die Gees nodig in hierdie tye, en is alleenlik wanneer jou hart in geloof
Heilige Gees en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ek gaan vir jou waarborg. Ek gaan vir jou waarborg. Doen dit. Next time the flesh wants to take over, take it to Calvary. Kom ons sluit die oor, ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie, Here, dat ons weer eens vermoere in die teenwoordigheid kan wees. Here, ek wil bid, Here, vir elkeen vermoere. Here, dat U, Here, hier die waarheid van die kruis tot elke hart sal vasmaak. Here, mag hulle geloof en vertroue in U wees en wat U gedoen het aan die kruis. Is my gebed in Jesus kragtige naam. Here, mag dit wees, die oorwinning meer soeter wees as wat hulle ooit sou besef. En mag hulle sê, ek het Jesus gekies. Die kruis voor my en die wêreld agter my. No turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. In Jesus' naam. Here, ons kan die mense verander nie. Here, maar ons kan die sleutel gee wat die deur oopmaak. Here, hier is die deur, die sleutel is die kruis. Here, wat hierdie oorwinning in Christus oopmaak. In die naam van Jesus, bring herstel in familie se lewe. Here, bring die vuur van geregtigheid soos nooit van tevore nie. Mag die woorde van lewe uit ons harte vloei en mag ons die Here Jesus Christus leef. In Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons sing daai koortjie, voor ons gaan saam sing, kom ons sing net saam. I have decided to follow Jesus. Die Here het hom op my hart gelê nou, kom ons sing hom saam. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Is dit die liedjie wat julle gekies het? O, okay. Ja, daar sê dankie, boetie. Jy gaan ons nou. Halleluja. Hulle gaan ons nou vat tot by die poorte. Halleluja. Ons is nader aan die hemel hier. Halleluja, as daar in die wêreld. Halleluja. Glooi dit vermoor. Amen. Is nader aan die hemel hier, as daar in die wêreld is. Halleluja. Want Jesus is hier. Halleluja. Die hele koor sing saam. Halleluja. Give me a word. Yes, daar sing, man, daar gaan Sing, Hosanna, sing.
Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me singing. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me singing, singing till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Halleluja, prys die Here. Halleluja, halleluja. Mag die Here vir julle seën in hierdie week. En mag ons met 'n verwagting kom. Halleluja, om die woord van die Here te hoor. En onthou, ware disippelskap begin by die kruis. Amen. Prys die Here.